Right, so kan jy in 'n Center 360 spulpunt belê? Okay, so hierdie in die agter ons, hy sal 20+ jaar oud. En ons het onlangs hierdie grond bygehuur. Nou ek praat met Drico, hy gaan my 'n bietjie meer vertel, net so die geskiedenis van die pivot en hoe behandel die ouetjie hom huidiglik. So kom ons luister. Drico, hoe lyk dit? Goed jy, Chop? Nee, wat? Rustig, dinge loop. Okay, Center 360 pivot. Hierdie een hier agter jou. Gee my so vinnig net 'n oorsig sy geskiedenis. Hoe oud is hy min of meer? Soos ek verstaan is hy 2002 daarom is hy opgesit. En ons het hom 'n paar jaar in die verlede al gehuur. Nooit regtig moeilikheid nog gehad nie. Ek is nou alweer so 'n bietjie meer as 'n jaar op hom wat ek hom nou weer huur. En ek kan nie vir jou sê dat ek in die laaste jaar enigstens probleme gehad het nie. Ek dink ek het een radkas of iets al vervang, maar dis maar dit. Verder hardloop hy. Verder loop hy soos 'n jet. Nou, okay, sê vir my, wat is die ding wat vir jou uitstaan op die pivot? Ek dink 'n groot ding op die Center 360 is die pivot self, sy struktuur voel vir my stewiger as die res. Ek dink is wat te doen met die ronde pype. Hulle is baie sterker as daai gewone angle iron waarvan die ander pivot se frames gebou word. Soos ek kan op hierdie thrust rods, as ek op hulle loop, beweeg die pivot skaars, maar op ander pivots het ek al gesien is bietjie shaky om na die middel toe op 'n thrust rod te loop. Ja, kyk, en veral met jou lyfie, nê? Ja, so ek sal sê die pivot se struktuur is definitief stewig en sterk. Ek dink hy sal nog baie jare hou. So, jy sê jy het nou in die verlede, jy het nou al soos 'n radkas of wat ook al vervang, so hoe is die bewegende dele en daai goed op hom? Ja, so wat daai is van die pivot is, jy kan generiese parte gebruik. Jy kan, as jy nie by Center 360 miskien nou 'n radkas kan kry nie, dan jy kan 'n generiese ene gaan soek. Die parte is redelik standaard, so jy kan ander goeders ook gebruik as jy nie nood is. En dan kyk, pivots wys mos nou gewoonlik vir jou, afhangende van hoeveel nozzles toe is jy op start, nê, roes in die pype en daai tipe van goeders. Hoe lyk dit? Ja, ek sal sê hierdie pivot het nog niks tekens van enige roes nie. Die nozzles is omtrent nooit toe nie, die N-gun is altyd reg. Ek het toevallig op die pivot het ek 'n N-gun wat oop en toe maak, dat hy nie in die pad spuit nie en so aan. Maar klokslag, hy maak altyd oop, hy's nooit geblok nie, so die pivot se pype is definitief nog skoon binne. Daar's nie roes wat dop nie, niks. So jy het nou klomp ander pivots ook, as jy nou weer 'n vars enetjie moet opsit, sê kyk na Center 360. Ek sal definitief een oorweeg. Ja. Ek dink is 'n goeie spulpunt. Right, so dit is Drico hierso van Hartsvallei / Jan Kempdorp. Okay, so as jy belangstel, Center 360, nou weet jy, daai pivot, jy kan maar kyk na hom. Dis die van Farm Space af. Liedjie bo vir onder. Tot volgende keer. Groete.